Goeiedag. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus. Ek gaan vandag met julle gesels 'n bietjie oor die tabernakel en dit is 'n onderwerp wat ek al seker 2 jaar lank al aan werk en dit is iets wat my verskriklik fascineer want ek het in die woord gesien dat God het net 2 hoofstukke spandeer aan die skepping van die hemel en die aarde. Maar as dit kom by die tabernakel van die Ou Testament, het God vir ons 50 hoofstukke aan dit toegewy in die woord van God. En dit het net vir my 'n lig laat aangaan en net dat ek besef, hoorie dat dit is werklik waar iets wat ons nodig het om na te kyk. So ja, kom ons gaan kyk 'n bietjie wat alles in die tabernakel is en hoe ons daarna kan gaan. Maar voordat ons begin, moet ons gou eers net vir u 'n prentjie skep. Kykie, ons moet onthou, toe Jesus Christus gesterf het en opgestaan het en opgevaar het die apostels agtergebly en hulle moes die vroeë kerk met geen Nuwe Testament Jesus vind nie. So die apostels moes Jesus gevind het in die Ou Testament. Daar is absoluut niks wat onnodig is in die woord van God nie. Ek wil dit weer beklemtoon. Daar is absoluut niks wat onnodig is in die woord van God nie. Die woord is vol geheimenisse en openbaringe wat net ontdek moet word met die hulp van die Heilige Gees. As ons moet gaan kyk na Hebreërs 8 vers 5, dan verduidelik die skrywer vir ons, hulle wat 'n afbeeldsel en skaduwee van die hemelse dinge bedien, soos Moses 'n goddelike bevel ontvang het toe hy die tabernakel sou voltooi, want hy het gesê, kyk dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat jou op die berg getoon is. So wat die skrywer daarvoor ons probeer verduidelik is dat toe Moses saam met God op die berg was, het God vir hom 'n tabernakel getoon en hoe dit lyk. So daar is 'n hemelse tabernakel wat reeds bestaan het voor Moses die aardse tabernakel gemaak het en voltooi het. Nou, ek wil graag vra, as u hierdie reeks saam met my gaan kyk en ons gaan hierdie journey vat met die tabernakel, wil ek graag hê julle moet julle Bybels uithaal en by julle het, want daar sekere teksgedeeltes wat ek uit die Bybel uit gaan lees, wat nie op die skerm gaan vertoon nie. En ek wil graag hê dat jy bietjie self ook in die woord van God moet blaai en kyk en net ervaar hoe fantasties die woord van God is. As ons die eerste teksgedeelte gaan, dan gaan ons na Matteus 1 vers 23. Nou Matteus 1 vers 23, as ons hierso lees, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is as dit vertaal word, God met ons, God tussen ons. En as ons Eksodus 25 vers 9 lees, dan kyk ons, volgens alles wat ek jou laat sien, die voorbeeld van die tabernakel en die voorbeeld van alles wat daarby behoort, so moet julle dit maak. Dit is die bevel wat God aan Moses gegee het, dat hy moet alles maak soos wat hy dit gesien het. En dan Johannes 1 vers 14, wat vir ons net sê, dat die woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Nou u sal sien op die skerm dat ek onder ons gewoon het ek in rooi letters gemaak. Nou as jy na die oorspronklike teks teruggaan, dan gaan jy die Griekse woord kry, skeinou.
Nou as jy in die Strongs 4637 gaan kyk, dan sal dit vir jou die hele woord alles verduidelik. Maar die meer korrekte vertaling van daardie woord is onder ons tabernakel of in 'n tent kom woon. So as jy daai woord lees, die woord het vlees geword en het onder ons kom tabernakel en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggebore wat van die Vader kom. So hier kan ons duidelik sien in Johannes 1 vers 14 dat Jesus word hierso vergelyk met 'n tabernakel. En nou soos wat u saam met hierdie reeks na my gaan kyk, gaan u net ontdek dat die tabernakel is werklik waar dit kom Jesus word verteenwoordig in die hele tabernakel en dat die hele tabernakel Jesus Christus is en ons gaan dit stukkie vir stukkie deurgaan en ons gaan na elke meubelment kyk en ons gaan na elke gedeelte van hierdie fantastiese tabernakel kyk. So, as ons nou kan verder gaan. Maar voordat ons begin wil ek met 'n paar dele want ek het nou gesê daar's absoluut niks in die woord van God wat onnodig is nie. Nou as ons gaan kyk na Genesis 8 vers 4, dan gaan ons gou kyk na 'n geheimenis wat miskien van julle al bewus is, maar sommige mense nie daarvan bewus is nie. En die ark het in die 7de maand op die 17de dag van die maand op die gebergte van Ararat gerus. Nou eerste ding wat ons daar moet oplet is dat Ararat wat dit beteken is curse reversed, die vloek wat omgedraai is. OK, hou dit in die agterkop sodat jy besef die berg Ararat beteken curse reversed. Dan kyk ons na Exodus 12. Dan het God gekom, dis waar die Here die Pasga ingestel het, waar jy die Pasga lam moes geslag het en sy bloed met hesoptakkies op die kusyne geverf het sodat jou eersgeborene nie sterf nie. In Exodus 12 vers 2 sal jy sien dat God het die maande verander. OK? Exodus 12 verander die 7de maand wat Nisan is na die eerste maand van die jaar. En die eerste maand Tisri word die 7de maand. So dat God alles hy net aangeskuif en dat hy die 7de maand wat oorspronklik voor Exodus 12 was, het hy nou die eerste maand gemaak. Die pasgelam word geslag op die 14de dag van die eerste maand. So die 14de dag van Nisan is die pasgelam geslag. Christus is gekruisig op die 14de dag van Nisan, wat oorspronklik die 7de maand was. En 3 dae later op die 17de dag het Christus opgestaan. Dus het die ark geland en Christus het opgestaan op dieselfde dag van die jaar. Dink jy dit is toevallig? Ek dink nie so nie. Ek dink dit is alles deel van God se groot plan. Soos die ark geland het en die vloek Ararat die vloek omgedraai, so het Christus gesterf en opgestaan sodat die vloek van die sonde verbreek kan wees, dat ons vergifnis kan kry deur sy bloed en sy opstanding, sodat ons heeltemal die vloek van Adam wat op ons geplaas is, heeltemal omgedraai kan word. Net vir om vir u hier te wys. U kan sien hierso, hierdie is die Joodse kalender en u sal duidelik sien as 'n mens nou kyk, ek sal vir u wys met die pyltjies. Hierso is die maand Tisri wat September, Oktober is. Dit was voor Exodus 12 was dit die eerste maand. Nou dit was die eerste maand voor Exodus 12. Toe het God dit omgedraai. So die ark het op die 7de maand
wat die maand van Nisan was, die 17de dag op die berg Ararat geland. Dit het geword die eerste maand, die maand van Nisan. En Jesus Christus is gekruisig op die 14de van Nisan en opgestaan op die 17de, 3 dae later. So dis is die ark en Jesus Christus opgestaan op dieselfde dag van die jaar. Nou goed, as ons verder gaan. In Genesis 1 vers 12, as ons daar lees, die aarde het voortgebring grasspruitjies, plante wat saad gee volgens hulle soort en bome wat vrugte dra, daar waarin hulle saad is volgens hulle soort. Toe sien God dat dit goed was. Dit het gebeur op die 3de dag wat hy hiervan spreek. Lewe is op die 3de dag voortgebring op die aarde. Christus het opgestaan die 3de dag, is hy weer lewend. Die Ou Testament is vol skadu's en tipes van Christus. As 'n mens gaan kyk na Adam, Noag, Abraham en Isak en Josef en Moses, Dawid die koperslang, die rots op Horeb, en dan wat ons nou gaan kyk na die tabernakel, dan gaan ons sien hoe ryk die Bybel is aan simboliek en skadu's en tipes, wat alles verwys na Christus. God het nie net eendag besluit hy gaan nou sy sien. Dit was van die begin af, het God 'n plan gehad om ons as sy skepsels wat hy geskaap het, te kan red, sodat ons in sy heerlikheid eendag kan wees. Nou soos ek vroeër genoem het, die vraag is, waarom het God 2 hoofstukke gewy aan die skepping van die hemel en die aarde, maar het 50 hoofstukke in sy woord gewy net aan die tabernakel? Laat 'n mens 'n bietjie wonder, waarom is dit dan so belangrik dat hy al daardie detail met ons wil deel? En om 'n bietjie meer inligting te gee, die tabernakel wat in die woestyn was gebruik vir om en by 500 jaar voordat Salomo die eerste tempel gebou het. En soos ek reeds gesê, tabernakel beteken om in te woon. En as ons terugdink aan Matteus 1 vers 23, Immanuel, Jesus se naam wat vir hom ons gegee het, is God met ons. Nou goed, die tabernakel was die manier hoe die priesters in die teenwoordigheid van God ingegaan het. Dis is die tabernakel vir ons belangrik om te sien hoe om in die teenwoordigheid van God in te gaan. Voor Christus was dit net die priesters wat toegelaat was om diens te doen in die tabernakel, en net die hoëpriester wat toegelaat was om in die allerheiligste eenmal 'n jaar in te gaan. Met Christus se dood is die voorhangsel geskeur. Kom ons lees gou-gou in Matteus 27 vers 51. Matteus 27 vers 51. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in 2 geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur. Met Christus se dood is die voorhangsel geskeur. En wat dit simboliseer dat daar nou toegang verkry is deur sy dood om in die teenwoordigheid van God in te gaan. Die voorhangsel verteenwoordig
soos ons later sal sien as ons die voorhang sal behandel, die sonde wat ons skei van God se teenwoordigheid. So Jesus het daai voorhangsel geskeur. So deur sy bloed het ons vergifnis van sonde verkry sodat ons met vrymoedigheid kan ingaan in sy teenwoordigheid, soos wat jy sal lees in die boek Hebreërs. Maar wat ook baie interessant is, in die ou tabernakel het ek net nou gesê, dis net priesters wat toegelaat was om in te kan gaan in die teenwoordigheid, die hoëpriester om in te kan gaan en sodoende in die teenwoordigheid van God te kan ingaan. En as ons 1 Petrus 2 vers 9 gaan lees, dit is een van my gunsteling verse. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Ons is 'n koninklike priesterdom. Jesus, as hy jou uit die duisternis uitgehaal het en jou in sy wonderbare lig geplaas het, dan is jy 'n koninklike priesterdom. Jy is 'n priester en jy het die reg om diens vir hom te doen en om vir hom in sy tempel in te kan gaan en in die teenwoordigheid van God te kan ingaan. So dus het ons die reg gekry om in die teenwoordigheid van die lewende, almagtige, heilige God te mag ingaan deur dit wat Jesus Christus vir ons op die kruis gedoen het. Maar voordat ons nou regtig by die tabernakel kom, is daar sekere basiese grondslag wat ons moet lê, wat 'n mens moet besef as jy die Bybel lees en die woord van God lees, dat daar die getalle in die Bybel, onthou reg in die begin het ek genoem dat daar is absoluut niks in die woord van God wat onnodig is nie. Absoluut niks. Alles is daar met 'n rede. Daar's 'n rede hoekom dit daar is. En dis hoekom is dit belangrik dat ons die getalle in die Bybel, die betekenis daarvan sal besef en sal leer, sodat ons kan sien dat eerstens dat die een verwys na die godheid, die eenheid van God. 2 beteken die gemeenskap, ooreenkoms, ooreenstemming. Waar 2 of 3 saam vergader, daar is ek. Daar staan 'n saak vas. Dis 'n ooreenkoms, gemeenskaplike ooreenkoms is 2. Dan nommer 3 verwys na die drie-eenheid van God. 4 is die aarde, die 4 hoeke, die 4 windrigtings. As ons gaan kyk in Openbaring 7 vers 1, kom ons gaan lees gou Openbaring 7 vers 1, dan sal u sien dat hy selfs dit daar noem vir ons. En na hierdie dinge het ek 4 engele op die 4 hoeke van die aarde sien staan, en hulle het die 4 winde van die aarde vasgehou, sodat geen wind sou waai op die aarde en op die see en teen enige boom nie. So 4 verwys altyd na die aarde. 4 windrigtings, 4 hoeke, so 4 is die aarde. Dan iets wat jy baie in die tabernakel gesien is die getal 5. 5 spreek van genade. Dan 6 is die nommer van die mens of die man. As jy sien die anti-kris se nommer is 666, dat 6 verteenwoordig die mens. En dan nommer 7 is perfeksie. Dit is God se perfeksie, die volmaaktheid, 7. Dan 8 spreek van 'n nuwe begin.
verandering. 9 is 'n gestalte, samestelling van God se koninkryk. Daar's 9 vrugte van die Gees en gawes. 10 is verantwoordelikheid, gebooie. Die 10 gebooie dis verantwoordelikheid. 10 verwys altyd na die verantwoordelikheid. Dan 11 is die goddelike openbaring en wysheid. 12 is administrasie, 12 disippels, 12 stamme. God het baie met 12 gewerk. En dan 30 is die ouderdom van bediening. As ons na Numeri 4 vers 3 gaan kyk, gaan na Numeri 4 vers 3. En 30 jaar oud en daarbo, tot 50 jaar, almal wat dienspligtig is om werk by die tent van samekomste te verrig. So jou dienspligtigheid begin op 30, die ouderdom van bediening. En Jesus Christus het sy bediening ook op 30 jaar begin. Dan die getal wat ons verskriklik baie in die Bybel sal teekom, is die getal 40. 40 is beproewing, toetsing. As ons gaan sien in Matteus 4 en Lukas 4, waar Jesus vir 40 dae in die woestyn beproef is, die Israeliete toe hulle ongehoorsame was aan God, dat hulle vir 40 jaar in die woestyn, en so sal jy deur die hele Bybel 40 baie sien. En dit dui altyd op beproewing en toetsing. En dan 50 is 'n jubeljaar, vryheid wat 'n mens dan verkry. Want jy was volgens die wet moes jy jou na 50 jaar moes jy jou slawe en bevry. So 50 dui op vryheid. Dan gaan kyk ons na die betekenis van die aardse stowwe. Nou, as ons gaan kyk na Eksodus 25, as ons daar gou gaan lees, Eksodus 25 vers 3 tot 7. As ons gou soontoe kan blaai, dan kan ons gou dit ook lees. Dan lees ons hierso: en dit is die offergawe wat julle van hulle kant moet bring: goud en silwer en koper en pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn linne en bokhaar en rooi geverfde ramsvelle en robbevelle en akasiëhout, olie vir die kandelaare, speserye vir die salfolie en vir die reukwerk van speserye, oniksstene en stene om in te lê vir die skouerkleed en die borstas. So daar is 'n lys goeders wat God vir die Israeliete gegee het. En 'n mens moet daardie stowwe se betekenis kan sien en wat se simboliek dit verteenwoordig. Goud verteenwoordig altyd die goddelike rykdom. As jy in Openbaring 21 vers 18 gaan lees, die nuwe Jerusalem gaan met goud deurtrek wees. Dit is goddelikheid. En dit praat van rykdom, maar nie aardse rykdom nie. Dit praat van die heerlikheid, goddelike rykdom. Dan silwer spreek van saligheid, verlossing, deug, krag, reinheid. As jy in Sagaria 11 vers 12 en 13 gaan lees, as ons daar gaan kyk in Sagaria, dan sal ons gou sien wat dit sê vir ons. Sagaria 11 vers 12 en 13. Daarop sê ek vir hulle: as dit goed is in julle oë, gee dan my loon, en so nie, laat dit dan staan. Toe het hulle
my loon afgeweeg, 30 sikkel silwer. Hierop sê die Here vir my, gooi dit vir die pottebakker, die heerlike prys waarmee ek deur hulle gewaardeer is. En ek het die 30 sikkel silwer geneem en dit in die huis van die Here vir die pottebakker gegooi. Hierdie gedeelte is die profesie van Jesus Christus wat verraai sal word deur Judas Iskariot en dat dit presies gebeur het soos wat Sagaria gesê het. So koper spreek van oordeel. In Numeri 21 vers 9 kan ons kyk en kan ons sien van die koper slang. Numeri 21 vers 9. As ons gou daar kan gaan blaai. Numeri 21 vers 9. Toe het Moses 'n koperslang gemaak en dit op 'n paal gesit. En as 'n slang iemand gebyt het en hy kyk na die koperslang, het hy in die lewe gebly. So dis die oordeel. Koper verteenwoordig die oordeel. Dan bokhaar is gewoonlik, die profete het altyd bok haar velle gedra. Dit verdui op die sonde las. Dan kan ons kyk na die rooi ram velle, die koningsbloed gestort. Genesis 22 vers 13. As ons daarna toe blaai, Genesis 22 vers 13. 22 vers 13. En toe Abram sy oë opslaan, sien hy met eens 'n ram wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abram het gegaan en die ram geneem en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer. Okay. Die ram verteenwoordig altyd die Jesus Christus, die ram wat geoffer is in die plek. Soos wat Christus in ons plek gekruisig is en sy bloed gestort is, so het die ram sy bloed gestort in die plek van Isak. Robbevelle is wat jy ook sal sien, en ons sal dit behandel as ons daarby uitkom, die geen skoonheid nie, en dit was taai gewees. Dit was ook die laaste dekkleed op die tabernakel, en dit was taai en waterdig. So dit het hulle ook gebruik. Dan akasia hout, dit is iets wat jy baie in die tabernakel gaan teekom. Dit verwys na die bedorwe verganklike vlees. Soos wat goud na die goddelikheid verwys, so verwys akasia hout na die bedorwe en verganklike vlees. En dan het hy ook daar genoem van uitgestampte olyfolie. Nou olyfolie verdui altyd op die Heilige Gees. As iemand gesalf is, toe Samuel vir Dawid gesalf het, het hy 'n kruik olie op sy kop uitgegooi. So kan jy maar deur die hele Bybel gaan, as jy daar mense gesalf is, het hulle olyfolie gebruik om die salwing te verteenwoordig, en die olie verteenwoordig altyd die Heilige Gees. Dan het ons die reukwerk van speserye. Nou reukwerk is altyd die lofprysing en aanbidding. Verwys altyd na die aanbidding. En dan die onyxstene en die stene vir die skouerkleed en borstas. Die 12 stene. Dit is altyd die kosbaarheid van God se volk, want dit verteenwoordig die 12 stamme van God. Maar jy sal ook daai selfde 12 stene in die Nuwe Jerusalem vind. Ja, dan sal 'n mens ook nou sien, as jy net daar op die skerm sal sien, anisotropiek. Dit beteken
dat daai steen, as jy suiwer lig deur dit skyn, sal jy al die kleure sien. Dit is verskriklik mooi as jy suiwer lig deur 'n anisotropiek steen skyn. En ek weet nie of julle al ooit gewonder het nie. Ons sal altyd verwys na diamante as kosbaar en duur en alles. Maar het jy opgelet dat die diamant word nie eens genoem in die woord van God van die 12 stene wat kosbaar is. Jy sal ook nie die diamant sien in die Nuwe Jerusalem nie, want die rede daarvoor is dat dit is nie anisotropiek nie. As jy suiwer lig deur dit skyn, dan skyn dit net wit en swart. Daar's geen kleur nie. So, ek kan my net indink met God wat suiwer lig is, wat deur daardie stene gaan skyn in die Nuwe Jerusalem, die kleure wat dit gaan voortbring. Dit sal iets fantasties wees. Nou, ons het nou gekom tot by die betekenisse van die aardse stowwe. Nou die volgende video gaan ons aangaan, dan gaan ons 'n bietjie kyk na die betekenisse van die kleure en hoe dit van toepassing is op die woord van God, en dan sal ons gaan kyk na die voorhof, en ons sal gaan kyk na die omheining, hoe dit gemaak is, waar dit uit bestaan, wat is die betekenis daarvan. So daar's 'n hele klomp goed wat ons die volgende video gaan behandel. Dus is dit belangrik dat as jy die tabernakel reeks volg, dat jy die een video na die ander sal volg, sodat jy net op hoogte is van presies wat alles beteken en hoe dit aan mekaar gesit is. Dus sê ek vir u baie dankie en ek hoop u geniet dit, en subscribe aan my kanaal sodat u altyd die notifications kan kry wanneer ek 'n nuwe video opgelaai het. Baie dankie en mag julle 'n fantastiese week hê en mag die Here julle seën. Dankie.